saam. Here, in ons harte is daar hierdie groot dankbaarheid. U is barmhartig, genadig, lankmoedig en vol liefde. En u getrouheid maak dit vir ons moontlik om u te vertrou. Dankie dat ons vandag hier by mekaar kan wees om u te aanbid. En ons vra dat die Gees en die woord die lig op ons pad sal wees. Praat met ons, Here, in Jesus naam. Amen. Lukas 2 van vers 8 af. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor die skape wag hou. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die glans van die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehaag het. Nadat die engele van hulle al weggegaan na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar: kom ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonder oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat hulle gesê het onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Die engel wat daardie nag onverwags skielik verskyn het. Dit terwyl die herders maar besig was om te doen wat herders in die middel van die nag doen. Herinner ons nogal aan daardie tekste wat gaan oor Jesus se wederkoms. Volgens daardie tekste sal die engele ook saam met Jesus kom. Maar daardie dag gaan hulle nie aankondigers wees van die goeie nuus. Daardie dag gaan hulle uitgestuur word om die uitverkorenes van God bymekaar te maak. Hulle gaan uitgestuur word om alle mense bymekaar te maak om voor die troon van God vir die laaste oordeel te verskyn. Nou die gedagte hieraan laat sommige mense in koue sweet uitslaan, want hulle is nie seker of hulle die ewige lewe het nie. Dit maak hulle bang en angstig. En ander weet weer dat die laaste oordeel eintlik maar net 'n bekendmaking is van dit wat reeds 'n realiteit in ons lewens is. 'n Lewe hier op aarde saam met God beteken 'n ewigheid in 'n nabye verhouding saam met God. Nou hierdie uiteenlopende reaksie van mense op Jesus se koms en die engele saam met hom, fokus ons aandag vanoggend op hierdie herders se reaksie wanneer hierdie engel aan hulle verskyn. Kom ons lees dit weer in vers 9.
het ons gelees, met een staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle verskyn. Hulle het baie groot geskrik. Die Griekse woord wat hier vertaal word met geskrik, is 'n woord wat dikwels met fobies in verband gebruik word. Nou die van julle wat iets soos entevrees het of hoogtevrees het, sal weet, hier word nie van 'n oergats skrik gepraat nie. Hier word van 'n groot skrik gepraat, iets wat jou angstig maak. As ons na die sin kyk, dan sien ons dat die woord hier kom tot 2 keer in hierdie kort sin voor. Skrik as 'n werkwoord, en dan weer as 'n selfstandige naamwoord, en ook die Griekse woord neka wat met groot vertaal word. Hier word van 'n veg- en vlug situasie gepraat, van lewe en dood. Die spesifieke frase kom slegs 3 keer in die Bybel voor. 1 keer in die Ou Testament en 2 keer in die Nuwe Testament. In die Septuagint, wat die Griekse vertaling van die Ou Testament is, kry ons dit 1 keer in die boek van Jona. Daar breek 'n ewige storm los, en dan staan daar in Jona 1 vers 16, toe het die manne die Here gevrees met 'n groot vrees. En in die Nuwe Testament sien ons dit dan 2 keer, hier in Lukas 2, maar so ook in Markus 4. Weereens was daar 'n storm gewees, en as Jesus dan daardie storm stil maak, en jy besef wie Jesus is, hoeveel mag Jesus het, dan staan daar in Markus 4 vers 31, hulle is met groot ontzag vervul. Direk vertaal, hulle het baie groot geskrik. Die vraag is, hoekom het hierdie herders so verskriklik groot geskrik? Ek meen, ander mense in die Bybel het tog ook engele gesien, maar nergens word hierdie spesifieke frase gebruik wanneer iemand 'n engel sien. En wanneer ons 'n studie maak van hierdie frase, dan sien 'n mens elke keer wanneer hierdie frase gebruik word, dan is daar 'n storm en 'n openbaring van God se groot mag, wat ons nie hier sien nie. Wat gaan hier aan? Waaroor gaan dit hier? In die verhale oor Jesus se geboorte is daar dikwels hierdie teenstrydighede. In hierdie vertelling spesifiek sien ons duisternis en lig. Kinders hou nie baie van duisternis. Baie kinders wil glad nie in donker kamers slaap. Hulle sal deur die dag alleen in daai kamer speel. Hulle sal bedags selfs smiddag alleen slaap neem in daardie kamer. Maar in die aand as daardie kamer gevul is met donker, dan wil hulle niks van daardie kamer weet. Dan is dit 'n heel ander storie. Dan moet daar ten minste 'n liggie brand sodat hulle in daardie kamer sal wees. Want lig is goed en duisternis is nie so goed nie, sê ons. Ons het verlede Sondag tydens die Kersdiens het ons ook gesing van hierdie wonderbare lig, sodat ons nie vir ewig vasgevang sal wees in duisternis. Maar vir hierdie herders was dit 'n ander storie. Hulle was gemaklik in duisternis. Dis waar hulle elke aand van hulle lewe was. Daar in die veld, daar geen lig. En dan verskyn hierdie engel aan hulle. En ons lees die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Dit was nie net 'n liggie nie. Die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle was gewoond aan duisternis, want dis waar hulle wegkry. Die duisternis rondom hulle het eintlik die duisternis binne in hulle verwek. Dit het my dink aan daardie storie, ek het dit al vertel van die tannie wat vir jare op die plaashuis net in die aande lanterns en kersse gebruik het om lig te maak.
Daardie huise was maar donker gewees, bedags ook, want die stoepe word toegebou en dan staan die hele stoep vol potplante. En sy het toe so uitgesien, toe Eskom gesê het, hulle gaan iets doen. Hulle gaan 'n lyn aanlei na haar huis toe, en hulle het gekom en hulle het elektriese ligte geïnstalleer, en sy was so opgewonde dat sy al haar vriendinne natuurlik genooi het om daardie eerste aand waar te kom eet, om hierdie fantastiese Eskom ligte te sien. Maar groot was hulle verbasing toe hulle opdaag, hulle sien die tannie nog steeds lanterns en kersse aan. Want sien toe dit skemer raak en sy daar die ligte aansit met 42 spanning en 100 watt gloeilampe. Toe sien sy hoe vuil haar huis is. Hoeveel spinne daar is. En sy kry skaam. Want die beter lig en die vuil kondisie van haar huis openbaar. Die beter lig en die vuil kondisie van haar huis openbaar. Is dit nie die rede hoekom hierdie herders ook baie groot geskrik het? Want sien, herders was nie eintlik godsdienstige mense gewees. Hulle was nie bekend daarvoor dat hulle al die wette van Moses geken het, of dat hulle getrou probeer nakom het. Inteendeel, hulle was dikwels die eerste verdagtes, wanneer iets weggeraak het of gesteel het. Hulle was vuil en arme mense gewees, dikwels bedenklik van karakter gewees. Die baie groot skrik het waarskynlik gegaan oor hierdie lig. Die heerlikheid van die Here wat op hulle geskyn het en die duisternis in hulle harte ontbloot het. Dis toe wat hulle gesien het wie hulle is en wat hulle alles gedoen het en dit straf en oordeel verwag. Is hierdie herders se baie groot skrik nie maar eintlik die hele mensdom se probleem. Want sien, die Bybel sê vir ons dat ons sonde skeiding gebring tussen ons en God. Toe Adam en Eva daardie verbode vrug eet, toe skrik hulle, want hulle besef hulle is skaal. Nie net fisies skaal nie, maar hulle is skaal voor God wat alles kan sien. En wat gebeur? Toe God hulle kom soek en hy in die tuin stap en hy roep na hulle, vrees hulle vir hulle lewe. En wat doen hulle? Hulle kruip weg vir hierdie lig. Dieselfde gebeur in Petrus se lewe. Toe hy op 'n dag besef wie Jesus werklik is. Lees ons in Lukas 5 vers 8. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus se knieë neer en sê: "Gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens." Sondige mense skrik vir die lig en die heilige en die heerlikheid van God. Hulle kies om daarvoor weg te bly. Hulle kies om eerder weg te beweeg en vra dat hierdie lig moet wegbeweeg. En nou sien ons in ons teks dat hierdie herders het baie groot geskrik. Maar hoekom kruip hulle nie weg? Hoekom vra hulle nie hierdie engel om weg te gaan, soos wat Petrus vir Jesus gevra het om eerder weg te gaan? Inteendeel, hulle kies om nader te beweeg. Dat die antwoord sien ons van vers 10 af, waar ons gelees het. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie. Nou dis die eerste rede, hy sê dat hulle moenie bang wees nie. En dan sê hy van, kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. En dan van vers 11 af vertel hy wat hierdie goeie tyding is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus Jesus. Dis net mense wat besef hulle het 'n verlosser nodig wat hierdie voorgoeie nuus is. Mense wat in duisternis bly, nie bewus is van die duisternis in hulle nie, dink nie hulle het 'n verlosser nodig nie. Maar op daardie oomblik wat die lig op hulle duisternis geskyn het, sê hierdie engel vir hulle,
ook vir julle duisternis probleem. Maar steeds beweeg hulle nie. Hulle bly net waar hulle is. En dan vertel Lukas vir ons dat hierdie engele, menigte engele van hierdie goeie tyding begin sing. Ons het dit ook volgende gesing, vers 14, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehaag het. En dis hierdie lied wat die draaipunt is van hierdie baie groot skrik. Nou beweeg nader aan die lig. Want hierin sien hulle vrede wat vir hulle gebring is. En hulle sien dat God, hulle hoor dat God 'n welbehaag in hulle het. En die reaksie is vers 15 en 16. Kom, ons gaan reguit Bethlehem toe. Hulle gaan toe haastig daarheen. Wat 'n kontras, van baie groot geskrik, nou kom ons gaan haastig daarheen. Die lied beweeg hulle van 'n baie groot skrik na kom ons gaan. Nie 'n baie groot skrik en kom ons trek weg nie. Nie 'n baie groot skrik en kom ons steek ons sonde weg of kom ons vra die engel om weg te gaan nie. Maar van baie groot skrik. Kom ons gaan haastig na hierdie verlossing toe wat vir ons gebore is. Hierdie lied oortuig hulle om nie langer te bly waar hulle is nie. Hulle moes eenvoudig gaan kyk. Is dit nie wat die lig en die klank van die ware evangelie met mense doen? Dit trek ons. Dit oortuig ons. Dit dring ons, dit verander ons, dit beweeg ons. Kan ek jou vanoggend vra? Hoe klink die lied wat jy hoor? Is dit 'n lied wat jou aankla en veroordeel? Is dit 'n lied wat jou wegstoot en maak dat jy eintlik wil wegbly? Of is dit 'n lied wat jou nader trek? Ja, die lig oortuig jou van sonde. Maar ons hoef hierdie sonde nie weg te steek. Want sien, die evangelie sê vir ons, maar as ons ons sonde bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Die lied van die evangelie verkondig in Christus Jesus het God 'n welbehaag in ons. En die vrede waaroor hierdie engele sing is 'n rekonsiliasie vrede. Romeine 5 vers 1 sê, God het ons dan nou vrygespreek, deur ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus. Die mensdom wat weens ons sonde vyande van God was, is nou deur Christus met God versoen. En daar is vrede. Kan ek vanoggend vir die ouers hier vra, hoe klink die lied wat jou kinders in julle huis hoor? Hoe klink die refrein? Ouers met kleiner kinders kan maklik verval in 'n refrein van nee, stop, hou op, moenie so raas nie, los jou boetie, los jou sussie, ek praat nie weer nie, stap na jou kamer toe. Dis 'n refrein wat aankla. Dis 'n refrein wat wegstoot en wat maak dat jy wil wegkry. En weet jy, dit is verskriklik belangrik dat ons as ouers moet vasstaan. Dat ons ons kinders streng moet grootmaak, want daar's baie gevare en hulle moet weet waar is die grens. Maar
so is dit ook belangrik dat ons as ouers gereeld sal reflekteer oor die refrein wat ons in ons huise sê. Is dit 'n lied wat wegsteek, of is dit 'n lied wat nader trek? Liewe gemeente, hoe klink die lied wat ons hoor? Elkeen van ons het die lig van die evangelie nodig. Ons het nodig om te weet wat die kondisie van ons hart is. En daarom praat ons in hierdie gemeente oor sonde. En dit is nie ongemaklik nie. Ons moet daaroor praat. Want die evangelie wys vir ons hoe hierdie duisternis wat kan verander as die lig daarop val. Want sien, die evangelie wys nie net op die duisternis nie. Dit bevry ons van die duisternis. Jesus sê in Johannes 12 vers 46, ek het as die lig na die wêreld toe gekom, sodat die wat in my glo, nie in die duisternis sal bly. Dan vra ek die vraag, hoe klink die lied wat ons sing? Mag die lied van ons gemeente eerstens 'n lied wees wat eer aan God bring. Want die lig wat ons gesien het, kom van hom en hy kry al die eer vir daardie lig. Dan mag dit ook 'n lied wees vir die lig in ons, in die duisternis in ons midde verdryf. En mag dit ook 'n lied wees wat mense wat in die duisternis leef, wat hunker om meer van die lig te hê, meer in die lig te leef. Want sien, ons leef met die oortuiging in Christus het God 'n welbehae aan ons. Daarom verwelkom ons die ware lig om die duisternis in ons uit te wys. En maak die saak wanneer Jesus weer met sy engele gaan kom. Ons het vrede en ons is gered. Ons sing eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae. Amen. En ons het vanoggend gehoor dat ons nie in die donker hoef te bly nie. Nee, dat ons nie ons sonde skuld hoef weggesteek nie, maar dat ons vrymoedig met vrymoedigheid na die lig toe kan kom. En wat 'n wonderlike wete dat ons kinders ook welkom is in hierdie lig, want Jesus het ook vir hulle gekom. Waarom doop ons? Ons word gedoop omdat die Here God 'n verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het. Reeds vir Abraham, die vader van alle gelowiges, het die Here gesê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. In die Ou Testament het die Here die besnydenis en Paasmaal as die tekens gegee van die verbond. Daarna het Christus gekom en hierdie verbond in sy persoon en deur sy verlossingswerk op 'n nuwe en 'n finale wyse bevestig. As teken en waarborg hiervan het hy die doop en die nagmaal gegee. Die Here Jesus Christus het voor sy hemelvaart aan sy disippels die opdrag gegee om die doop te bedien. Hy het gesê, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels.
Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So het die Here hom verbind deur hierdie verbond om ons God te wees en ons te seën. Van ons vereis hy dat ons hom in dankbaarheid en gehoorsaamheid sal doen. Janie, Bianca, ek gaan vra dat julle asseblief nou in die voorsaal kom staan. Dis nou 'n hele paar vrae wat ek vir julle gaan vra. Maar ek gaan eers later op julle ja sê. Julle het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is waardeur die Here sy verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg en dat ons al die gawes van Christus skenk. Om te bevestig dat julle die doop vir hierdie doel gebruik en nie uit gewoonte of bygelowigheid nie, moet julle opreg op die volgende vraag antwoord. Ten eerste, glo julle in die drie-enige God soos die Bybel aan ons bekend gemaak is? Aanvaar julle dat die boodskap van die Bybel soos dit in die belydenisskrifte van die kerk verwoord is, die ware en die volkome leer is? Bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is en dat jy hom liefhet? Beloof jy om hom te dien, sy naam getrou te bely voor die mense en om aktief van die werksaamhede van die kerk deel te neem? Aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om die regte pad te bely? Bely jy dat die kinders van gelowige ouers deur die genade in Christus Jesus aan God behoort en daarom tot lidmate van sy kerk gedoop behoort te word? En ek gaan met een ja al hierdie moet ja sê. Janie, ek gaan vra dat jy jou hand in die doopbak vir ons daar gaan sit, want jy lê ook belydenis van jou geloof vandag af, so jy kan jou hand insit so lang, en dan wil ek jou herinner daaraan, op die 8de Desember 1991, het God se naam oor jou uitgespreek toe jy gedoop is. En hy het gesê, hy het jou God wees, en jy kan sy kind wees. En vandag het hy die wonderlike voorreg ook in die openbaar jou geloof te bely. En al die vrae ook te antwoord. Wat is jou antwoord daarop? Ja. Doop jou in die naam van die Vader, wat vir jou lief is en vir jou besorg. In die naam van Jesus Christus, jou Here en Verlosser. In die Heilige Gees, wat in jou bly, en vir jou en vir ons maak. Amen. Ek vra dat ons asseblief nou die kinders sal kry.
seën jou met lewe in jou gees, siel en liggaam. Seën jou man of vrou en nooit alleen verloor nie. Ons sal altyd saam met op die pad loop. En God sal altyd saam met jou wees. Jy kan God met alles vertrou, vandag tot in ewigheid. Jy sal groei in wysheid en in stadie. Ons is lief vir jou. Dan ons sien jou met lewe en gees, siel en liggaam. God het ons lewe met jou geseën, God seën jou lewe. Jy kan altyd op hom vertrou. Hy is van jou elke dag. Ons sal altyd na jou kyk en jou behoeftes beantwoord. Al is dit die ewigheid en stieheid. Jy is 'n goeie wysheid, liggaam en statuur. Ons is lief vir jou. Ons bid saam. Here, wat 'n voorreg is dit om vanoggend ook deel van hierdie gebeurtenis te wees. Here, om eerstens diep bewus te raak van u groot genade. Dat u gesien het dat ons in duisternis leef en u as lig gekom het om ons lewens te kon verander. Dankie dat ons vanoggend dit ook saam kan bely met Janie en Bianca. En Here, dankie dat ons vanoggend deel kon gewees het van die tekens wat ook in die kinders gegee is. Dat u ook lief het, dat u verlossing ook vir